Hi, groete weer. Dit is Dr. Brian Adams met Faith is Now. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek doen deel 2 van die program. Hooplik het jy dit gesien. Indien nie, gaan terug in die argiewe. Jy kan dit vind wanneer geloof moeg word. Want ek sien mense, want jy weet, ons het 'n mikrogolf mentaliteit. Ons wil nou alles hê. Net 30 sekondes snitte, ons aandagspan is so klein. Ons moet weer leer om die toets van uithou vermoë te slaag. Onthou in daardie tyd, saad, tyd en oes. Soos ons deur daardie tyd gaan, soms kan dit lank aanhou. Dawid is gesalf om koning te wees en dit was 15 jaar voordat hy werklik koning geword het. Nou, 8 van daardie jare het hy vir sy lewe gevlug. Want die huidige koning, koning Saul, het probeer om hom dood te maak. So die proses en die uithou vermoë en die opleiding vir die werk wat God vir jou het, mag amper altyd nie wees soos jy dink dit gaan wees nie. En dit kan amper lyk asof die woord van God nie 'n ware woord van God was nie. In werklikheid, soos ons oor Josef praat, sê die Bybel en sy woord het hom getoets totdat dit waar geword het. Hy was in die put, hy was in die tronk en dit het gelyk asof dat die woord, die droom wat hy van God gehad het, nie sou vervul word nie. Maar hy het nooit opgegee nie en hy het die toets van uithouer vermoë geslaag en soos tweede in bevel in die hele Egipte geword. Jy weet, ek wil jou aanmoedig om nie ook op te gee nie, want jy kan dalk net voor jou bevordering ophou. Dawid was enig in die tronk. Die volgende dag bring hulle hom op. Hy interpreteer drowe. Hulle sê vir hom, vat hom, was daar die seun, gee hom 'n goeie haarsny en maak hom mooi skoon. Gee vir hom sy eie kamer, gee vir hom 'n vel. Ek bedoel, hierdie ou is grootliks bevorder omdat hy nie opgegee het nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek wag ook vir 'n bevordering. Maar God is in staat om my te bevorder, of hy dit nou doen of nie, man. As al wat ek kry verlossing is ek dankbaar daarvoor. Ek gaan nie help nie. Maar daarin, omdat ek bediening het ek 'n doel, het ek verantwoordelikheid, word ek veronderstel om 'n goeie rentmeester te wees. Terwyl ek die bediening wat God my gee bestuur, moet ek myself oppas om nie moeg te word nie, om nie uitgeput te word nie. En wanneer jy moeg word, gaan na die teenwoordigheid van God. Wees stil en weet dat hy God is. Ek vertrou dat my lewe in sy hande is. Ek vertrou dat God dit gaan doen. Diep reiniging. Jy weet die woord sê, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wel, ek wil nie net vergewe word nie, maar as ek in sonde beland het, is dit waarskynlik soos om deur die modder te loop. Of jy weet, die vark in die modder, lui die ou gesegde, of die hond na sy eie braaksel. Ek het nou nodig, al is ek vergewe, ek moet gereinig word. So ons praat oor wanneer geloof moeg raak. Daar's 'n unieke soort uitputting wat nie van fisiese arbeid kom nie, maar van geestelike volharding. Dit is die uitputting van bid en nog nie sien nie. Glo en nog nie ontvang nie, staan en nog nie deurbreek nie, klop aan daardie deur en dit wil net nie oopgaan nie. Dit is nie die uitputting wat van sonde kom nie, maar die uitputting van geloof onder druk. Baie gelowiges vra stilweg, wat doen ek as ek nog glo, maar moeg is? Moenie ophou nie, laat ek jou cheerleader wees. Moenie ophou nie. Die werklikheid van vermoeide geloof, die Bybel ignoreer nie emosionele en geestelike moegheid nie. En ek vra jou ook nie om dit te doen nie, maar dit spreek dit direk aan. Kom ons gaan na Galasiërs, hoofstuk 6, vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd, wanneer die tyd daar is, sal ons maai as ons nie moeg word nie. Dit op die struktuur. Moegheid word erken, oes word beloning, dis die oes. Die gebed wat verhoor word. Daar word gewaarsku teen flou word. Nog 'n keer. Moegheid word erken, dit tree nie op asof dit nie gebeur nie. Maai of die oes of die antwoord. Gebed word beloof, maar daar word gewaarsku teen flou wording. As jy nie flou word nie, gee nie op nie. Jy gaan sien dat daardie gebed verhoor word. Dit beteken, jy kan alles reg doen, nie die belofte sien nie die gebed verhoor sien nie, en steeds verkoel voel terwyl jy wag. Geloof is nie die afwesigheid van moegheid nie. So jy kan moeg wees. So wat doen ek verkeerd? Wel, dit beteken nie jy doen enigiets verkeerd nie. Daar is net 'n fisiese en emosionele. Ek dink baie keer is dit die verstandelike, die sielkundige sfeer wat moeg raak
En dan veroorsaak dit dat ons wil opgee. Maar die ineenstorting na die oorwinning, as dit al ooit met jou gebeur, is dit soos, man, jy het 'n oorwinning, en dit voel asof, boem, daar kom 'n teenaanval. Een van die gevaarlikste oomblikke in 'n gelowige se lewe is nie mislukking nie. Dis die oomblik na groot oorwinning. Elia se ineenstorting. Ons het hieroor gepraat tydens die eerste sessie. 1 Konings 18 vers 38, toe die vuur van die Here geval, verskoon my tog, en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer en al die water wat in die sloot was, opgelek. Dit is een van die grootste demonstrasies van God se krag en struktuur, waar al die aanbidders van Baal, al die valse profete, die hele Israel, hulle het hulle God sien aanroep, geen antwoord nie. Elia het sy God, Jehova, die heilige van Israel aangeroep. Die vuur het geval. Toe het hy uiteindelik die valse profete tereggestel en al die koppe van hulle afgekap, wat 'n werklike gebeurtenis was. Maar dit is ook 'n profetiese gebaar om die stem van onwaarheid van die valse profete stil te maak. Dit is een van die grootste demonstrasies van God se krag in die skrif. Maar onmiddellik daarna, in Konings 19 vers 4, het hy self 'n dagreis die woestyn ingegaan en onder 'n besembos gaan sit, en hy het vir homself gevra om te mag sterf. En hy het gesê, dit is genoeg, Here, asseblief, neem my lewe weg. Ek is nie beter as my vaders nie, ek is niemand spesiaal nie. Want geestelike uitset, sonder vernuwing, luister hierna, geestelike uitset, jy het hom sien bedien, die vuur het neergedaal, hy het alles gedoen wat hy gedoen het. Geestelike uitset sonder vernuwing lei tot emosionele ineenstorting. Ons moet weer volmaak, ons moet terugkom. Nadat jy moeg is om heelnag te bedien en verskeie vergaderings te hou, moet jy terugkeer in die teenwoordigheid van God. Jy moet 'n bietjie vas en 'n bietjie gebed heers. Ek moedig dit regtig aan en beveel dit aan. In 1 Konings het God nie vir Elia teregwys nie. Kom ons maak hierdie punt. God het nie vir Elia teregwys nie, maar hy herstel hom. In 1 Konings hoofstuk 19 vers 5 tot 6, en terwyl hy, dis nou Elia, gelê en geslaap het onder 'n besembos, kyk, toe het 'n engel hom aangeraak. Wel, jy weet, as 'n engel aan jou raak, gaan dit beslis nuwe krag gee. En het vir hom gesê, staan op en eet. En Elia het opgekyk, en kyk, daar was 'n koek wat op die kole gebak is, en 'n kruik water by sy kop. En hy het geëet en gedrink, en toe gaan lê hy weer. Hy het hom gevoed, laat rus, laat verfris, laat herstel. God se reaksie was nie om harder te bid, of selfs meer geloof te hê nie, of selfs om weer te probeer nie. God het vir hom rus, kos en tyd gegee. Daardie tyd het hy gerus. Soms is die mees geestelike ding wat jy kan doen om te herstel. Maar het lyk asof die oorlogsvoering teen ons kom, 'n oorlogsvoering genaamd vertraging. Geloof word vasgevang in die spasie tussen belofte en vervulling. Hebreërs 10 vers 36, want julle het lydsaamheid nodig, sodat julle, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte kan verkry. Daar's 'n pynlike frasie. Nadat jy die wil van God gedoen het. Dit beteken gehoorsaamheid. Ek raak soms opgewonde wanneer ek die woord verkondig. Dit herinner my aan ervarings en gebeurtenisse en gebeure wat ek met God gehad het. Maar dit sê, gehoorsaamheid skakel nie wag uit nie. Soms sê jy, as ek alles net reg doen, kan ek dit nou kry? Wel, Jesus is nie Jeshemimi. Jy vryf nie die Bybel 3 keer haal, 3 skrifgedeeltes aan en boem, dit gaan net gebeur nie. Gehoorsaamheid skakel nie wag uit nie. God sê, elke ding het sy eie. Nou is 'n tyd om te lewe, tyd om te sterwe, tyd om te huil, 'n tyd om te lag. Jy kan op prediker gaan en heeltyd wees. Daar's tyd om te saai en tyd om te maai. Maar gehoorsaamheid skakel nie wagrytme nie. Abraham het 'n lang pad gehad. Kom ons praat daaroor. Romeine hoofstuk 4 vers 18 tot 21. Hy het in hoop ingeglo dat hy die vader van baie nasies sou word, volgens wat gesê is. So sal jou nageslag wees, het die Here vir hom gesê. En omdat hy nie swak was in die geloof nie, het hy nie gelet op sy eie liggaam wat nou verstorwe is nie. Hy kon nie saad produseer nie. Hy het nie aan sy eie liggaam gedink wat nou verstorwe was nie, al was hy omtrent 100 jaar oud, of aan die verstorwenheid van Sarah se baarmoeder. Nou luister hierna. Dis nogal interessant, die woord wat hulle hier gebruik. Hy het gestruikel, nie deur ongeloof aan die belofte van God nie. Ongeloof beïnvloed jou wandel
veroorsaak dat jy wankel, struikel, nie op 'n manier wandel nie. Dit sal jou vertroue gee of moontlik selfs vertroue vir diegene wat jou dophou. Hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar was sterk in die geloof en het aan God die eer gegee. En ten volle oortuig dat hy ook mag het om te doen wat hy beloof het. Nou, as hy 100 jaar het, sy liggaam produseer nie saad nie. Sy vrou is oud, haar baarmoeder is onvrugbaar. Sy kan nie kinders hê nie. Maar is al 'n geruime tyd kaal. Maar nou kon hy nie fokus nie. Ek praat van Abraham. Hy kon nie op sy ou liggaam of sy gekreukelde, waarskynlik lelik gelykende vrou op daardie ouderdom fokus nie. Ag vroue, moenie vir my kwaad word nie. Hou die kaarte in briege. Maar sy het oud gelyk. Maar hy het geglo. Ons, wanneer jy na die storms kyk, soos Petrus, gaan jy in die water sink. Wanneer jy kyk na wat jy probeer glo dat God moet verander, fokus jy daarop in plaas van op God. Nou, sien, hy het so geglo dat dit sy fisiese liggaam verander het, dit jonger in sig tot bekwaam gemaak het. Dit was eintlik sy saad. Dit was nie 'n wonderwerk nie, soos Christus wat 'n saad deur God voorsien is. Wat ek interessant vind, is dat jy Abraham, sy vrou bestudeer, wat so oud was dat sy nie kinders kon hê nie, voorheen onvrugbaar, maar nou is haar skoot dood. Sy het so jonk en aantreklik geword, dat terwyl hy gereis het, kings sy vrou vir die harem wou hê. God kan verjom, hy kan terugneem wat gesteel is, of wat met der tyd verlore gegaan het. God kan herstel. Och, dit maak dat ek net lus is om te skree. Ek glo dat God sommige dinge sal herstel. Ek het verkeerde keuses gemaak. Ek het dit met nie reg gedoen nie. Man, Here, gee terug wat die voetwurm geëet het en wat die arend gesteel het. Al die goed wat weg is, Here, en gee my die geleentheid om te herstel wat gesteel is. Laat ek daardie boeke skryf. Laat ek daai konvensies hê. Laat my gaan. Weet jy, wanneer ek by die graf kom, wil ek hê my graf moet die armste plek op aarde wees. Soos, wat bedoel jy nou mee? Wel, dankie dat jy gevra het. Ek praat daarvan dat daar nie een gedig, een preek, een boek in my oor gaan wees nie. Dat alles wat God in my geplaas het, vrylik ontvang het, vrylik gegee het. Alles wat God in die hemel in my geplaas het, dit het hy gesê, net werk met die hemel, 'n verspreier word. Alles wat hy wou hê, ek moes versprei, dit het hy in my geplaas. Maar ek het versprei, dit is my doelwit. Maar soms, amper altyd, wat God jou gee, gee jou in saadvorm. Jy moet dit eintlik deur meditasie toelaat. Meditasie is 'n tipe water gee op die gedagtes. As jy op slegte dinge mediteer, gee jy water en gaan jy slegte oes kweek. As jy op goeie en goddelike dinge mediteer, gaan jy mediteer. Dan moet groei wees. Die saad moet sterf. En dit sterf deurdat jy nie sê, ek sien dit nie, so dit is nie daar nie. Dit sterf deurdat jy sê, ek glo dit gaan gebeur. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy het nie by die belofte van God getwyfel deur ongeloof nie, maar was sterk in die geloof en het aan God die eer gegee. Het jou ongeloof veroorsaak dat jy struikel of dalk selfs met 'n hink stap? Ek praat nie van die hink wat Jakob gehad het omdat hy met God geworstel het en God sy heup aangeraak het nie, maar ek praat van 'n hink omdat jy struikel, omdat jy ongeloof het. Jy loop nie soos jy moet nie, jy weet. Wanneer jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy weet God doen iets vir jou, dan stap jy sommer met 'n bietjie veer in jou tred. Maar hy het nie gestruikel nie, glad nie. Hy het daai veer in sy stap gehou en gesê, man, ek weet en ek glo, God het gesê, ek gaan 'n seun hê. En hy was volkome oortuig dat wat God beloof het, hy ook die vermoë het om te doen. Jy moet glo dat God kan doen wat aan jou beloof is. Abraham het nie die feite vermy nie. Nou luister, hy het geweier om toe te laat dat die feite die belofte oorskade. Die feite was, hy was te oud, sy was te oud. Die belofte was dat, maak nie saak hoe oud jy is nie, ek gaan toelaat dat jy jou vrou gaan dra. Jy gaan saad in haar sit, sy gaan ovuleer, haar eiersel gaan afkom, daardie saad gaan ooreenstem, gaan die eiersel tref en sy gaan swanger raak. Sy gaan 'n seun dra. My getyd. Nou ek is seker dat hy soggens wakker kan word en sê, kyk hoe oud ek is.
Hy staan op en maak oumans geluide, en sy staan op en maak oumans geluide. Jy weet, gaan sy, maar die punt daarvan is hulle het gesê, ek gaan God vertrou. Glo in God, moenie ophou nie, raak opgewonde, sit lofmusiek op. Wanneer twyfel kom, prys dit uit. Het jy my gehoor? Wanneer twyfel kom, skree dit uit. Twyfel aan jou twyfels, nie aan die beloftes van God nie, en wees opgewonde oor die dinge. Abraham het nie die feite vir my nie. Hy het geweier om die feite te laat oorheers. Die belofte. Jy weet, daar kom tye wanneer emosies met geloof bots. Geloof kanselleer nie emosies nie. Jy sal hulle steeds ervaar, maar geloof moet daardie bewegings beheer. En ek het hierdie ingelees, die eerste keer wat ek nommer 1 op wanneer geloof moeg word, gedoen, maar ons praat van Dawid wat met sy eie siel praat. In Psalm hoofstuk 42 vers 5, waarom buig u neer op my siel? En waarom is u onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof vir die hulp van sy aangesig. Dawid het nie toegelaat dat sy siel ly nie. Hy het met dit geplaat. Jy moet leer om moedeloosheid te konfronteer. Ek praat nie van ander mense nie, ek praat van binne in jouself. Konfronteer jou eie moedeloosheid, rig jou denke weer en beveel jou fokus. Begin weer om aan God te dink. Ek het my kleinkinders vandag skool toe geneem en op pad terug het 'n gedagte by my opgekom. Ek begin vas en ek bid en soek God. En 'n gedagte het by opgekom en ek was soos, dit is nie 'n gedagte wat vir God aanneemlik sou wees nie. Ek was soos, dit is nie in my hart nie. Dit was die vyand wat gekom het. Ek het gesê, hou stil, gaan weg, klim uit my voertuig uit. Ek sal dink aan binne wat rein is, wat regverdig is, wat heilig is. As daar enigiets is wat lofwaardig is, as daar enigiets is wat deugsaam is, sal ek aan hierdie dinge dink. So ek het dit gekonfronteer, verkeerde gedagte, my denke weer terug na God gerig, terug na die woord, en ek het my fokus beveel. Ek sal dink aan die dinge van God. Dit is vir hom aanneemlik. Jy weet, ons het die bron van vernuwing. Wanneer geloof moeg is, moet krag vernuwe word. Nie vervaardig nie, maar dit moet hernuwe word. Jesaja 40 vers 29 tot 31. Luister, my vriende. Hy as God, die Vader, gee krag aan die vermoeides en aan die wat geen krag het nie, vermeerder hy sterkte. Selfs die jongeling sal flou en moeg word en die jong manne sal heeltemal val. Maar die wat op die Here wag, sal hulle krag hernie. Hulle sal opstyg met die vlerke soos arende, hulle sal hardloop, hulle sal nie moeg word nie. En hulle sal voortgaan op hul pad en nie uitgeput raak nie. Wag. Dis nie vermors nie, ek gaan dit weer sê. Wag is nie mors nie, dit is vernuwend. Die woord vernuwe dra die idee van uitruiling oor. Jy gee hom jou swakheid, hy gee jou sy krag. Nog 'n goeie transaksie. Die kruis is eintlik die plek van groot uitruiling. Jy gee hom jou moegheid, hy gee jou krag. Jy gee hom jou twyfel, hy gee jou geloof. Jy gee hom jou ongeloof, hy gee jou meer geloof. Jy gee hom jou onwaardigheid, hy gee jou waardigheid. Jy gee hom jou volgeregtigheid, hy gee jou sy geregtigheid. Dit word jou deur geloof toegeken. En nou kan jy sê, ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Maar hy eintlik, wanneer ons moeg en uitgeput is, gee hy ons 'n uitnodiging om rus te kom ontvang. Matteus hoofstuk 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belaas is en sterwe. Dit is God wat spreek. Ek sê dit wis gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Let op, rus word nie in ontsnapping gevind nie. Dit word in verband gevind. Bly in my en ek sal in julle bly, sê u woord. Maar dis die geheim van volgehoue geloof. Johannes hoofstuk 15 vers 4 tot 5. Bly in my en ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van sy eie as dit nie in die wingerdstok bly nie. Meer kan nie. Wens julle in my bly. Ek is die wingerdstok, julle is die lota. Hy wat in my bly en ek in hom, die dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Hoekom? As jy dit sien, want sonder my kan julle niks doen nie. So selfs al is jy moeg, hoekom sou jy wil opgee? Want as jy opgee en jy skei jou af en trek terug tot verderf, sal jy niks kan doen nie. Geloof oorleef nie deur inspanning nie.
Dit oorleef deur verhouding deur Christus met die Vader. Party van julle is soos, ek voel net soms druk, soveel druk. Wel, laat ek jou vertel en met jou praat oor die doel van druk. Romeine hoofstuk 5, verse 3 tot 5. En nie net dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat verdrukking in lydsaamheid werk, en lydsaamheid beproewing, en beproewing hoop en weer hoop. Skaam hom nie, want die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Jou proefloopie is nie leef nie. Dit kweek geduld, karakter en hoop. Moenie ophou nie, ek gaan dit sê. Saai net daardie klein frase daarin dwars deur die boodskap. Moenie ophou nie, behou jou geloof vir God. Die finale oproep, dink ek, sou wees as jy sê, die finale oproep is om weer op te staan. Hebreërs 12 vers 10. Want dink aan hom wat so 'n teespraak van sondaars teen homself verdra het. Ten minste word julle moeg en flou in julle gedagtes. Ander woorde, ons leier, ons kampioen, ons Messias, die Christus, die Verlosser, die Seun van God, wat die deur na die Vader is. Hy het alles verdeel wat sondaars teen hom gestel het. Elke oorlogvoering, elke beproewing. So, sê hy, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Kom ons volg in sy voetspore. Kom ons sê, hulle het hom eers gehaat. Hulle gaan my haat. Wees dis oorlog teen, daar was oorlogvoering teen julle. Maar in Christus, jy gaan vrugte kweek. Al lyk dit soos 'n hongersnood, al lyk dit soos droogte en verdrukking en al hierdie dinge wat gebeur, is dit eintlik soos om in die gimnasium te wees, opstote te doen in plaas van 'n springbak. Jy gaan daar uitkom, net soos druk op 'n stuk steenkool uiteindelik 'n diamant maak. Ek glo as jy nie opgee nie, gaan jy blink uitom. Hebreërs hoofstuk 12 verse 12 tot 13. Daarom lig jou hande op of hangende slap kniewe. En maak reguit paaie vir jou voete, sodat die wat lam is nie van die pad afwyk nie. Laat dit geen neus word. Dis 'n bevel, nie 'n voorstel nie, my vriend. Lig jou hande op. Versterk jou standpunt. Hou aan vorentoe beweeg. Jy sê, maar ek kan net nie God en al hierdie dinge hoor nie. Hou net aan om die laaste woord te doen wat hy vir jou gesê het. Bly by wat jy laas gehoor het. En onthou dit, wanneer jy vir daardie verbale stem wag, gaan dit nie altyd kom nie. Dit kan, maar dit kom nie altyd nie. Gaan in die woord van God in en laat hy met jou praat. Ek het een keer 'n man hoor sê, as jy nie respekteer wat hy alreeds gesê het nie, hoekom moet hy met jou praat? In die bonatuurlike of die natuurlike? So respekteer die woord, lees die woord, verdiep jy daarin. Moenie tou opgooi nie, hou vas. Geloof sal jou bring waar jy moet wees. So lig jou hande, versterk jou standpunt, hou aan vorentoe beweeg. Jy mag dalk moeg wees, maar jy is nie klaar nie. Jy mag dalk moeg wees, maar jy word steeds geroep. Jy mag dalk swak voel, maar God is steeds sterk in jou. Dis reg. Hy is in jou. 2 Korintiërs 12 vers 9. Hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. As jou geloof vandag moeg is, my vriend, dit is nie stikkend nie. Dit is nie weg nie. Dit is net nos. Kom terug na die plek van rus. Lê neer. Lê die druk, die vrees, die strewe neer. Neem sy teenwoordigheid en sy krag, sy vrede op. Vader, ek bid dat U elke vermoeide hart sal sien. Jy weet, elke stille geveg. Versterk diegene wat voel om moed op te vee. Vernuwe diegene wat leeg voel. Herstel diegene wat uitgeput voel. Laat geloof weer opstaan, nie deur menslike inspanning nie, maar deur julle gees, sodat hulle nie sal opgee nie, nie sal flou word nie en sal volhard. Ek dank U Vader in Jesus se naam. Man, ek hoop hierdie was 'n lering wat jou vandag geseën het, maar ek wil vir jou sê, as jy dalk bietjie teruggesak het, jy moet jou geloof weer toewy, of dalk het jy nog nooit vir Christus aanvaar nie, jy het daaroor gedink, vandag is die dag. Bid hierdie gebed saam met my. Sê, liewe Hemelse Vader, ek maak 'n bewuste besluit om elke persoon te vergewe wat my ooit seer gemaak of verkeerd aangedoen het. Ek vergeef selfs myself. Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is en ek glo dat hy vir my sondes gesterf het en dat U hom uit die dood opgewek het. Wees my Heer en Verlosser. Vergeef my al my sondes. Ek lê my lewe neer. Ek wil nie net hê U moet die vergiffer van my sondes wees nie, maar ook my Here.
Ek gee my lewe oor. Ek bely my sondes. Dis reg, maar haal dit. Ek glo jy het nou weergebore geword as jy daardie gebed gebid het, of jy het jou lewe weer aan die Here toegewy. Nou doen my ook genesing, soos jy 'n blinde oog, dowwe oor, swaksig, gewasse, groei, siekte, kwaal, artritis, prostaatprobleme het, maak nie saak wat die pyn is nie, sit jou hand as jy kan waar dit is. Of as iemand nie kan nie en jy saam met hulle in die kamer, sit asseblief jou hand daar. Sodra ek klaar gebid het, wil ek hê jy moet probeer om te doen wat jy voorheen nie kon doen nie. Probeer lees, probeer hoor, probeer praat. Kyk na die gewasse groei en grootte. Kyk of daar pyn is. Ek glo jy gaan nou 'n wonderwerk sien. Vader, in die naam van Jesus breek ek die mag van elke vloek, towerspreek, inkantasie of heksery. Ek beveel depressie, geestelike onstabiliteit. Dat hierdie mense nou los in die naam van Jesus. Ek vra U om hulle te vergewe vir elke sonde. Dis nie 'n sonde tot die dood nie, Here. Ek bestraf blinde geeste, dowwe, stom geeste. Ek verwerp elke stukkie artritis, bursitis, fibromialgie, elke stukkie chroniese pyn. Jeugdiabetes, jeugdige artritis, in die naam van Jesus. Diabetes word genees. Ek bestraf elke gees op elke pankreas. Ek beveel galstene, nierstene los op. Hy verbreek daai vloek van heksery nou op jou, in die naam van Jesus Christus. Ek beveel alle gewasse, groeisels, breuk om op te los. Verlaat lyke, ek verbied julle om terug te keer. Kanker, siektes van die hart, die longe, die lewer, die niere, die bloed, die bene. Ek breek jou krag. Maak hierdie mense nou los. Skiepende wonderwerke, organe wat vervang moet word, oë, binneore, oordromme, al hierdie genesings in die naam van Jesus. Langtermyn COVID-effekte, longe word nou genees, emfyseem gaan weg. Ek beveel asemhaling om herstel te word, krag in jou bene, krag in jou enkels. Kom uit daardie siekbed, kom uit daardie bed, daardie rolstoel uit. Ek beveel al die mag van die duisternis, gaan van jou af in die naam van Jesus. Goed, begin doen wat jy nie kon doen nie. Lig daardie arm op, maak daardie hand oop en toe. Wikkel jou voete, jou bene, staan op. Kry iemand om jou te help, want jy is dalk bietjie smik. Maar begin nou loop, begin doen. Kyk, hoor, praat, wat dit ook al was waarmee jy probleme gehad het. Ek glo God se wonderwerke kom vandag na jou toe. Amen. Daar's 'n nommer op die skerm. Daar's 'n e-pos op die skerm. Ek wil hê jy moet my kontak. Jou laat weet of jy Jesus as jou Here en Verlosser aangeneem het, of miskien is jy al 'n rukkie van die Here af weg. En jy het teruggekom en gesê, ek het 'n nuwe verbintenis met die Here aangegaan en my ore sien en my ore hoor. Wat ook al jou getuienis is, deel dit asseblief met ons. Ons wil juig. Ons wil net nie hierdie goed daar buite sit sonder om te weet dat dit iemand bereik of aanraak nie. Ai, ek glo dat God jou aangeraak het en jy is aangemoedig om vandag nie op te gee nie. Sê, hey, weet jy wat? God is nie 'n mens dat hy moet lieg nie. Hy is nie die wonder wat ek was nie. Hy is die groot wat ek is. Ai, jy weet, tot volgende keer. Dis dokter Brian Adams en ek verwag elke dag wonderwerke vir jou en ek moedig jou aan, gaan in 'n Bybelgelowige kerk in, begin die woord lees, gee jou finansies, jou gesondheid oor, dis net. Lê alles neer, verneder jouself en gee alles aan die Here. Sê, ek wil net nie hê jy moet my verlosser wees nie. Ek wil hê jy moet my Here wees. Rig my pad. Doen wat jy ook al wil doen. Ek buig nederig voor jou. Ai, ons kom tot die einde, net 'n paar sekondes. Ek sien jou volgende keer hier op Faith is Now. God seën.